wil vandag gesels oor my studentemaats. Hoogs talentvolle mense en ek wil graag aan hulle hulde bring. So, byt vas, kom ons draai gou die kamera om en dan gesels ons lekker. Nou, daardie Polonaise van Chopin, sekerheidsmeneer, ek dink Opus 28 nommer 1, ek is nie heeltemal seker nie, het ek vir die eerste keer gehoor in 1979. En ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n middaguurkonsert. Ek dink dit was die heel eerste een wat ons kon bywoon. En daar kom toe so 'n donker koppie op die verhoog gestap. En sy het daardie ding gespeel. Sy is toe 'n student by John Antoniades, meneer Antoniades, 'n fantastiese pianist, homself. En haar naam was Ilana Stein. Nou moet ek vir julle sê, Ilana was 'n redelike teruggetrokke meisie gewees. En maar toe ek haar leer ken, skreeu snaaks 'n gesonde sin vir humor en 'n wonderlike pianis. En ek sal nooit vergeet nie, toe sy die Chopin speel en ek kyk so na die arms en die hande en die manier hoe sy dit hou en die ontspannenheid waarmee sy speel en sy het 'n ongelooflike mooi toon voortgebring. So jy kon hoor dit is al 'n jarelange pianistiese opleiding wat sy gehad het, wat werklik 'n fantastiese pianis. En dit was die eerste werk wat ek gehoor het wat sy speel. En daarna het natuurlik Ilana 'n goeie vriendin geword met die tyd. En ek sal nooit vergeet toe sy die Ravel concerto, klavierconcerto gespeel het. En ek dink dit was in ons 4de jaar, of ons 9de jaar, ek is nie seker nie. In elk geval, Ilana is toe later getroud, sy het mevrou Greef geword, en 'n ma van 'n handvol seuns, en maar ek het daarom nou al agtergekom, daar's daarom nou ook 'n paar skoondogters bygekom. En Ilana en Kenneth, dis haar man se naam, hulle woon in die ander kant, Sydney in Australië. En ek en Ilana het met die tyd weer kontak opgeneem, en ek is so dankbaar vir Facebook, die tegnologie, julle weet, ons kla almal oor die tegnologie, maar dit het 'n plek. En ek en Ilana, hoewel sy nie baie aktief is op Facebook nie, maar ons het kontak, so elke nou en dan gaan daar 'n boodskapie daarheen en kom daar 'n boodskapie terug na my toe. In elk geval. En dan die ander student wat saam met my by Miss Kluwer was Arnold Coetzee. Arnold is so 'n donker blasserige kerel gewees, krulkop, en maar 'n fantastiese pianis ook gewees, en wye algemene kennis hoor. Hy het my altyd beïndruk met wat hy te sê gehad het, en hoe hy musiek bespreek het, iets wat ek op daai stadium van my lewe nog nie eintlik regtig kon doen nie. Maar ja, ek en Arnold was die twee topkandidate gewees by Hubert Du Plessis se algemene kennis toets wat hy altyd so gee aan die begin van die jaar as die studente by hom aangemeld het. En ek sal nooit vergeet nie, ek het vir Arnold so 'n klein bietjie uitgestof, sorry Arnold, maar in elk geval, ek dink ek het iets soos 98% gehad en Arnold iets soos 96%. En dan verder, ek dink daar so 'n paar persentasies verder, het Soekie Snyders en Elna Besuidenhout en Zorada en daai mense gelê. Maar ja, dit nou niks voorspel nie hoor, maar dit is hoe ek en Arnold, wil ek op sê, ons so 'n bietjie onderskeid so daar aan die begin. En ek onthou ook Arnold het saam met my in
ons moes spesialiseer. En ons het Kamma nou ons het dit Jenny gedoen, die uitvoerende, Bemis uitvoerend gedoen. Kijk, dat was Bemis Ed, wat in die onderwysrigting gaan, en dan ons uitvoerende, ons is die ouens wat die droom gedroom het om pianiste te word. Party van ons het pianiste geword, en ander van ons het gaan sit op iemands dorp. Kom ons steek net eers gou 'n pypie aan, dan vertel ek vir julle verder. Hier ook kies. Ek sal nooit vergeet, ek en Arnold, ons het in ons 4de jaar, het ons scaramouche gedoen van Mio, wat 'n wonderlike 2 klavier werk was, en ons het dit toe nou sommer verder voortgesit, en ons het, in ons honneursjaar het ons Saint-Saënse variasies op die tema van Beethoven gedoen. En dit werk wat ons goed besig gehou het. Ek het baie respek vir Arnold gehad, en hy was regtig in sag geaarde ou, bonkig, groot, Arnold ek was bietjie die tenger een van die twee gewees. Maar in elk geval so, dit is nou Arnold, en dan was daar Soekie Snyders, kan ek onthou. Soekie het, sal ek nooit vergeet, sy het 1 jaar het sy die Grieg klavierkonsert gespeel. Ag, heerlikheid, is alweer ek in die twak en nee, ek dink, ek verloor heeltemal my slag met die pyprokery, maar ek Soekie Snyders, en dan natuurlijk was daar Elna van der Merwe. Sy was Elna Bezuidenhout, Elna was 'n boerling van Ladysmith in Natal, begeleier gewees vir die Natalse jeugkoor. En sy het ontwikkel in 'n formidabele pianiste, iemand wat vandag baie gesog is, en oorseese kunstenaars wil graag saam met haar speel. So haar naam het haar ver vooruit geloop, 'n persoon wat ek leer ken het, met 'n ongelooflike vermoë om te memoriseer. Sy kan lekker jazz speel, maak nie 'n fout nie. En Elna het perfect pitch. Ek sal nooit vergeet, sy het vir my so 'n paar akkoordjies geleer. En dan ek gesit, pas wil ek die akkoordjies, dan probeer ek nou sien, hoe ek die prentjie nou weer, dan skuif ek die akkoordjies na die C majeur toe, en dan na F majeur toe, dat ek net die prente kan kry in my kop. So Elna het my geïnspireer eintlik om 'n bietjie ligter musiek te begin speel, en mooi akkoorde daartoe te gebruik. En ek sal nooit vergeet nie, 1 jaar het sy die Saint-Saënse, nie Saint-Saënse, Frank, daar is 'n werk vir klavier orkes, nou kan ek die titel onthou, sy het dit gespeel, sy het dit ook saam met die Stadsorkes gaan speel. En so 1 jaar het sy ook die Grieg klavierkonsert speel. Sy was 'n student aanvanklik gewees van Lionel Bowman, en toe later van John Antoniades. En Elna het Sein Zorada het toe op 'n stadium 'n werk gespeel vir 'n ensemble wat ek verskriklik mal oor is. En dit is een van die 2 suites vir 2 klaviere van Rachmaninov. 2 wonderlike pianiste by mekaar. So Elna, en ek sal nooit vergeet nie, ek en Elna ons het baie goeie vriende geword, en ons het mekaar se geselskap graag opgesoek. En toe het Dion, haar man, somewhere along the line het hy op die toneel verskyn,
En ongelooflike handsome ou en hierdie pragtige meisie en nou kan julle dink hierdie twee het 'n fantastiese koppel gevorm. Hulle het altyd so mooi by mekaar gelyk. En Dion is 'n plaaskind, maar Elna het hom reg gekry. Hy het sy kunskant ook ontdek in die proses, haar altyd ondersteun. Ek sal nooit vergeet, eendag toe kom ek uit die army uit en ek stap in daar by hulle plekkie wat hulle gehuur het op 'n plaas. Dit was sy nog ek dink Dion was nog 'n student gewees of dalk al begin werk het, maar hulle is jonk getroud. En ek kom daar in en ek sê, Elna, en hierdie vleuelklavier, waar kom dit vandaan? Nee, Dion het iemand gestuur en hulle het gaan toets. Dit was 'n baie groot verrassing. Want sy was op daai stadium besig om voor te berei vir die SAIK kompetisie, een van die groot kompetisies wat destyds nog in die land gewees het. En sy sê, en eendag toe sy in die huis kom, hier staan die vleuelklavier. En toe vra sy vir Dion, en dit, toe sê nee, as 'n mens voorberei vir so groot kompetisie, dan moet jy 'n ordentlike klavier hê. So, kan vir jou, dit sê iets, nee? So, en wel, Dion het nou, na al die jare van daai klaviertjie, het hy sy doel gedien, en hy is uitgespeel, en hy is vorder, en Dion het nou die dag gegaan, en hy het vir Elna gevat, en sy het vir 'n pragtige Shigeru Kawai uitgesleep. Dion het betaal. Dis wat liefde doen. Hy het haar ondersteun. Ag, die twee is vir my eintlik so 'n mooi koppel by mekaar en ja, liefde, groot liefde vir mekaar. Mooi kinders gekry ook. Dan is daar Zorada. Nou Zorada, almal ken nou al vir Zorada. Zorada het eintlik meer roem verwerf, wil ek amper sê, binne die Suid-Afrikaanse grense as orgeliste en nie as pianiste nie, maar sy is 'n formidable pianiste, moet haar nie weggooi nie, hoor, want sy het klavier uitvoerend gedoen en natuurlik toe sy uiteindelik die aanstelling kry by die Moederkerk op Stellenbosch, toe het die dinge natuurlik nou inbeweeg in die rigting van orgel en sy het haarself onderskei as 'n orgelis van formaat, veral bekend vir improvisasies en ook saam met stilfilms, die ou jare se stilfilms, dan improviseer sy musiek daarby. En Zorada was later getroud gewees met een van ons dosente, Dr. Temming, Roelof Temming, ons noem natuurlik nou leer ken as dokter, formidabele komponis en hulle het 'n tweeling, Zoraida en Roelof Jr. Ja, dit is dan 'n Zorada. En dan is, weet jy, daar is 'n heel wat ander pianiste, maar dis nou nie mense heeltemal wat ek nou mee, wil ek op sê, in my vriendekring gehad het nie. So as ek nou hierso mense oorslaan, dan vra ek nou verskriklik groot om verskoning. Ek konsentreer nou maar eintlik op my jaargroep of die mense onmiddellik voor of net na my. Dan was daar natuurlik 'n paar sangers en Ingrid van Zyl, soprane, wonderlike stem gehad, hoor. Ek het haar baie bewonder, want sy het 1 jaar, het sy en Elna, natuurlijk van 'n Merwe, het saamgespan en hulle het 'n sangsiklus gedoen van Prokofiev, The Ugly Duckling, die lelike eentjie. Pragtige werk, maar Prokofiev is nie almal se speelmaat nie, hoor. En hy hou die pianiste baie besig. Ek onthou hulle dit 1 jaar uitgevoer, en dan was daar natuurlik Isabel van Zyl. Kyk, dis die skreeu snaakste mens. Ek het vir haar gelag, as jy in haar geselskap was, is daar altyd iets aan die gang. Daar was altyd 'n ligte drametjie en altyd iets om oor te lag. Maar Isabel het hierdie wonderlike mezzo kwaliteitsstem gehad, 'n donker stem. Ek is so spyt dat die Kaanse
nie regtig in Suid-Afrika was, sodat sy werklik kon ontwikkel en haar wonderlike mooi stem kon bekendstel aan die res van die wêreld toe. Maar 'n mens maak ook keuses en sy is getroud, sy het kinders, woon in die Kaap en sover my kennis strek, is sy nog daar doenig in die musieklewe as onderwyseres. Maar iemand wat ek verskriklik bewonder het en vir wie ek altyd gelag het, want sy dinge net laat ophelder. Ek sal nooit vergeet nie. Isabel, skies tog vir die een. Eendag toe staan daar 'n motor geparkeer voor die konservatorium geparkeer. Dit is toe nou Ilana se karretjie en bo oor die agterste sitplek in die vensterbank sal ek maar sê, lê daar onderklere uitgesprei. Dis dit Isabel, so onderklere, sy het dit gewas en dit moet nou droog kom, sit sy dit daar en daar lê 'n bak net in die sok. Agter die kar. Ek sal dit nooit vergeet, ek het so gelag toe ek het sien. En natuurlik, Isabel het altyd so 'n groot strooisak gedra. En daaruit, sy soos Mary Poppins, daar het sy klere uitgehaal en boeke, en music stands, en ek weet nie wat alles nie, en 'n sigarette. In elk geval, dit is Isabel. Isabel het my altyd, sy het altyd 'n glimlag op my gesig gesit. Ja, en natuurlik, dan was daar Alma Oosthuizen, 'n ligte, liriese sopraan, mooi stem. En Alma kon altyd so lekker lag en het altyd 'n grap en alles gesien. So, as dinge nou nie lekker was nie, dan was dit altyd ten minste snaaks. So, altyd gelag. Nou, Alma en Ilana, hulle was baie goeie vriende. Maar die sangers en die pianiste, almal wat eintlik na half bietjie begeleidingswerk het so gedoen het vir hulle, ons het almal was maar eintlik soort van in 'n min of meer noue of bietjie minder nou kontak met mekaar en ja. Dan was daar ook Nathaniel. Hoe kan ek van Nathaniel vergeet? Ja, Nathaniel. Neil Leroux, ons het hom natuurlik nou Neil genoem en later van tyd toe moes ons nou oorgaan na Nathaniel toe. En ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar hy het alreeds as student het hy hom nie laat onderkry nie. Hy het sy aanbiedinge gehad in die konservatorium. En toe vertel iemand vir my, die dosent of die persoon wat moes 'n ja of nee sê vir die gebruik van die Entlersaal, lyk my hulle wou nou vir Nathaniel bietjie uit die Entlersaal uithou. Maar Nathaniel het hom nie laat afskrik nie. Toe het hulle blykbaar die fooi vir die verhuur van die saal het hulle geweldig opgesoek. Dit word nou vir my vertel, so asseblief, ek kan nie instaan vir die waarheid dan nie. En wat hulle wou nie gehad het, Nathaniel met sy aanbiedinge, ja, weet jy wat sy aanbiedinge was, so 'n bietjie van averegs gewees, maar ek meen, nou sien jy die fantastiese kunstenaar waarna hy ontwikkel het. Maar in elk geval, toe het dit hoog gemaak. Hy het 'n orgelpos gehad en hy het eenvoudig gegaan en die geld neergesit in die saal gehuur. En toe kan hy nou niks meer sê nie. Hy het sy saal gekry om sy aanbieding te doen. In elk geval, Nathaniel. Ja. En dan wat die universiteitskoor aanbetref, laat ek nou maar bietjie gesels daarso oor my ander maatjies wat saam met my koor gesing het. Daar was wonderlike mense, fantastiese stemme gewees, as ek nou van die basse byvoorbeeld kan opnoem, in solid noodvas. Kyk, daar is, jy kry hulle nie van hy noot af nie. Lukie Legrandsie was 'n wonderlike bas, Dudley Wilson, en ja, daar is heel wat mense, maar Christo van der Rooyen, ook 'n wonderlike, hy het 'n besonder so mooi stemme gehad, en daar was daar Gerrit, wat was Gerrit se van? Gerrit, hy was later swaar gewees van Lukie gewees, in elk geval,
kan die Gerrit het 'n pragtige stem gehad, en ek het altyd gewonder of hy nie sangles gehad het, en toe hoor ek, maar die man het sangles gehad, en hy het 'n pragtige, mooi, warm stem gehad. So, dus, jy kon dit net hoor, daar het iets gebeur met daai stem. Maar in elk geval, Sonja Jansen van Rensburg was dikwels die solis gewees, met die universiteitskoor, waarna ons sekere goede gedoen het, en ek sal nooit vergeet nie, een van die liedere wat vir my besonder baie mooi was, wat sy gesing het, was dit is die maand Oktober, die mooiste, Peskotse Oktobermaand, ja. En natuurlijk het Elna van der Merwe, wat nou Elma Suidnout was, nou later van der Merwe geword, my goeie vriendin, sy het die begeleiding gedoen. Kyk, in die kombinasie, en dan uiteindelik wanneer die koor inkom, is mooi musiek. So, maar nou wil ek weer, nou wil ek julle een grappige storie vertel. Frederik de Jager, wat by Kwellerie gewerk het ook saam met my koor gesing, en Barend Vos, wat grootseun versorg het in die kerkbode en van Tannie Perskop geskryf het. Barend het altyd langs my gestaan, en ons het altyd ons eie privaat grappies gehad hier onderlangs. En ek weet, dis wat 'n mens nie moet doen nie, dit irriteer 'n koorleier grensloos, maar ons het dit vervolmaak, niemand het ooit iets geweet nie. Dis net ons, en ons het saggies gegrinnik. Ons het vir mekaar boodskapies geskryf, elke nou dan hier op die koorleier. Maar in elk geval, maar ek moet vir julle hierdie ding vertel. Daar was 'n meisietjie gewees, ek gaan nou nie haar van sê nie. Kom het sê haar naam was Rina. Rina, so gaan ons toe nou oor see, en Rina raak mal verlief op Frikkie. Frikkie het ons opgenoem. En ons is in Oostenryk, en ons gaan toe nou die aand gaan ons 'n konsert gee in Graz, en die bus laai is nou in die agterkant van die klooster is, een van die klooster met 'n pragtige, so barok saal, dit is baie mooi. Laai hulle ons af, en maar Rina is al om Frikkie, sy sit langs Frikkie, sy is net, Frikkie het nou, sy het nou aanklank by Frikkie gevind, maar ons kom toe agter, Frikkie het nie aanklank by Rina gevind nie. En toe ons nou stil, en ons moet toe nou uitklim, toe Frikkie se hele body language wys net, kyk, hy is heelheid geïrriteerd met hierdie girl, wat daar so teen hom aanvlei, en toe hy stap sommer eerste by die bus uit, en hy stap, en Rina sukkel hier by die trappies af, en sy gaan, en sy roep agter hom aan, en sy verspreek haar, maar ek en Barend is reeds agter haar, maar ons, Cassie en Fossie, so het ons bekend gestaan, en sy verspreek haar, en sy sê, Frissie, wag vir my, en hier haak Fossie af, hy sê, dan is ons seker Fokkie en Kakkie, in elk geval, nou ja, Fokkie en Kakkie het nou op hulle eie nou heerlik gelag, oor Frissie wat so die pad vat, en Rina wat agterna ploeter op die polfyn, en nie op geloop kan kry nie, maar in elk geval, ja, en dis wonderlike tye gewees, en jy weet, dan was daar Abba, Isabel Lou. Isabel is nou so 'n jaar of wat gelede is sy oorlede, baie lang stryd gehad met kanker, en, maar, kyk, sy was nou 'n sport. Sy, as jy sê, daar's 'n party vanaand, dan is Abba reg. En Abba is die voordanse, en dans op die tafels, en lag oopmond, en dit gil, en dit raas, en sy was 'n fantastiese mens. En, ek het so bly, so 'n paar jaar gelede, ek dink was net voor COVID, toe die Palisander koor
kom optree, of dalk was dit na COVID, ek toe die dinge weer begin oopgaan, ek het nie eintlik die tyd, kan nou nie lekker onthou nie, maar toe het ABBA, sy het in die Palisander koor onder Sarita Hoopvlies gesing, en toe het ek vir Sarita, wat ook saam met ons studeer het, en vir ABBA ook gesien. ABBA en Sarita was saam met my, en Zorada, en Elna, en Arnold, en Soekie, ons was ABBA so die selfde klas gewees. En toe het ek dan vir ABBA gesien, en ek het 'n wonderlike mooi, vrolike foto saam met ABBA, mond is net so waarby op ek en sy en Sarita geneem, so 'n mini reunie gewees. Ja, weet jy, en ag, daar is soveel dinge wat ek vir julle kan vertel, maar ja, mense slaan so party daar so 'n bietjie toe. Maar ek is ongelooflik dankbaar vir die mense wat oor my pad gekom het, studente. Ek was nie 'n jaloerse mensie, dit moet ek ook eerlik sê, en ek het my medestudente maats bewonder vir wat hulle kon doen, en vir die mooi musiek wat hulle gemaak het, en om te kon sien hoe hulle vorder, en absoluut uitstyg ook as volwasse mense na studentelewe. En ja, ek het groot respek vir hulle, en is altyd lekker om hulle weer te sien. Een van die laaste groot reunies was nou maar eintlik ek en Elna, wat in die geselskap van ander goeie musiekvriende mekaar verlede jaar in Augustus gesien het, en hulle het 'n konsert, sy en Zanta Hofmeyer en wat is haar Moelman, en Anne-Marie van Westhuis, en oom Pieter van Westhuis en sy dogter, hulle het 'n mooi konsert kom gee. Nee, was nie Anne-Marie nie, dit was Susan Meton, Susan, hulle het 'n konsert kom gee, en daai aand het ons toe nou, saam met Prof Trotsky, en kan nie onthou weer, Erika Botman, ons het almal heerlik gaan uit eet, en ons kon toe nou 'n bietjie weer bypraat. In elk geval, dit dan nou maar net so 'n bietjie oor studentemaats, mense wat saam met my koor gesing het, mense wat saam met my studeer het, ek is met aangename herinneringe, ek is so bly ek kon met meeste van hulle nog kontak hou, en ja, is baie lief vir hulle. Lekker slaap.